Nou die van julle wat my ken weet ek het vir 3 jaar lank hard geswat op die pikke en rekeningkunde geswat daarso en wat baie mense beskou as 'n baie vervelige veld en wat nie regtig baie opwinding beloof in terme van waar jy kan gaan met jou loopbaan nie. Maar daar's nou iets wat hulle noem oop bron sagte ware wat nou beloof om hierdie veld heeltemal te revolusionariseer en ek gesels vandag saam met Wynand Lou wat ons 'n bietjie gaan vertel daaroor. Wynand, welkom op Expresso. Baie dankie. Lekker om te wees, ja. Yes. Kom ons gesels oor dit. Oop bron sagte ware. Wat is dit waar dit oorspronklik vandaan kom? Oop bron sagte ware is oorspronklik van 'n groep ouens wat begin het en gesê het maar hoorie so die sagte ware behoort by die mense wat dit gebruik en daarom moet dit gratis wees en dat dit lank jare terug begin en toe kommersiële ouens begin om die bronne te sluit en ek dink toe daar 'n nuwe bedryf begin waar hulle nou weer hierdie goed aan die gang begin kry en gesê het dis tyd dat die sagte ware gebruikers weer beheer terugvat in plaas van al die koöperatiewe maatskappye. En hoe vind dit nou sy vorm by TurboCash spesifiek? TurboCash spesifiek is die program gratis. Jy kan dit aflaai van turbocash.net en jy kan dit gebruik, jy kan dit installeer op soveel rekenaars as wat jy wil, jy kan soveel gebruikers hê as wat jy wil. En daar's geen lisensie fooie betaalbaar vir die hoeveelheid gebruikers of enigstens vir die sagte ware nie. Jy kan dit op enige stadium opgradeer en dan kan jy ook by die projek betrokke raak as jy wil. Maar ek weet as altyd die probleem met verniet sagte ware dat dit nie so betroubaar is soos die wat mense voor betaal nie. Is dit die geval met TurboCash? Ek dink dit is 'n persepsie by mense dat oop bron sagte ware is minderwaardig. Ek dink ek het die teendeel bewys oor die laaste 10 jaar dat kliënte wat dit gebruik, daar's kliënte wat TurboCash nog gebruik van die eerste oorspronklike TurboCash open source sagte ware wat in 1998 af al en hulle gebruik nog steeds daai program. Ek het onlangs 'n klomp van hulle opgradeer en uit die aard van die saak moet jy nou databasisse opgradeer want hulle het nou nie in pas gebly nie. Maar as voortdurende ontwikkeling en jy sit met programmeerders wêreldwyd wat bydra lewer en nie net in 'n geïsoleerde omgewing nie. En wat bied die program aan in terme van ontwikkeling van jong mense, tegniese kennis? Is daar 'n plek vir dit? Daar's 'n plek, definitief. As verskillende jong mense wat kan betrokke raak. Jy het nou rekeningkunde gestudeer, ja. So jy kan betrokke raak by om mense te leer van basiese boekhouding. Jy kan TurboCash gebruik waar ons aan daai kliënte veral hulle wil hulle eie besigheid begin, hulle ken nie basiese boekhouding nie, dan kan jy nou daai program gebruik as 'n basis, die opleidingsmateriaal gebruik. Jy kan programmering doen as jy uit 'n rekenaaromgewing kom, kan jy by programmering betrokke raak. Jy kan by in plugmodules betrokke raak wat jy dan kan skryf, wat jy weer kommersieel kan beskikbaar stel vir gebruikers wat dan die program verder uitbou. So daar's verskillende maniere waarop jy as jong persoon kan betrokke raak. Van my kinders se vriende by die universiteit gebruik baie oop bron sagte ware waar hulle navorsing doen, waar hulle ontwikkeling doen en dan weer teruggee. So daar's baie van die universiteite wat begin fokus op hierdie oop bron sagte ware en om die studente dan ook geleentheid te gee om te ontwikkel en te leer. Maar iets wat my nogal baie belangrik is, want soos jy dit beskryf, klink dit baie verspreid, asof dit alles oor die wêreld is. So waar is daar gesentraliseerde platform van ondersteuning as mense dit nodig het, as mense as jy nou oop bron sagte ware gebruik? Omdat almal rekenaar toegang het en van rekenaarondersteuning gebruik maak, is daar 2 plekke wat jy kan na die webwerf toe, na die webblad toe gaan en die webblad sal dan vir jou kan sê waar is 'n konsultant in jou omgewing wat jy kan kontak. Of andersins kan jy ook op die forum op die webblad kan jy op die forum vra en dan sal van die gespesialiseerde mense wat betrokke is by die projek sal dan ook van die gebruikers se vrae beantwoord. So daar's verskillende maniere. Die projek word dan deur 'n projekkoördineerder sentraal gekoördineer. In die geval van TurboCash is dan Philip Koopman op hierdie stadium. En hy trek dan al hierdie punte bymekaar na een sentrale plek toe. So jy kan enige plek in die wêreld sit en jy kan vir enige plek in die wêreld kan jy adviseer en kan jy help. Jy moet dan net hulle taal kan praat. Want TurboCash is nou in 80 lande en 23 tale, so as jy hulle taal kan praat, dan kan jy met hulle kommunikeer. Daar's hy. Wynand, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Plesier. Daar's hy. En natuurlik vir meer inligting kan jy ons webtuiste gaan besoek www.expressoshow.com. Dit is Expresso op SABC3.